Wees welkom om te blaai na Genesis 45 waar ons vanoggend begin. Ons gaan vers 1 tot en met vers 15 lees. En daaruit kom die woord van die Here na ons toe. Genesis hoofstuk 45. Die storie van Josef gaan verder. En die vertalers het bo aan die gedeelte gesê, Josef maak hom aan sy broers bekend. My tema is Josef versoen hom met sy broers. Ek moes dalk hierdie ene gekies het, dit kon net so wel gewerk het. Maar dit gaan oor die bekendmaking voor sy broers. Kom ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 15. Toe kon Josef hom nie langer bedwing voor almal wat by hom gestaan het nie. En hy roep, laat almal van my af weggaan. En daar het niemand by hom gestaan toe Josef hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Daarop bars hy in trane uit, sodat die Egiptenaars en ook die huis van Farao dit gehoor het. En Josef sê vir sy broers, ek is Josef. Leef my vader nog? Maar sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle was verskrik voor hom. Verder sê Josef vir sy broers, kom tog nader na my. En toe hulle nader kom sê hy, ek is julle broer Josef, vir wie julle na Egipte verkoop het. Maar wees nou nie bedroef nie, en laat daar geen ontstemming by julle wees, dat julle my hierheen verkoop het nie. Want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur. Want daar was nou 2 jaar hongersnood in die land. En daar is nog 5 jaar waarin nie geploeg of geoes sal word nie. Maar God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel op die aarde te verseker en om julle in die lewe te hou tot 'n groot verlossing. Julle het my dan nie nou hierheen gestuur nie, maar God. En hy het my 'n raadsman van Farao gemaak en 'n gebieder oor sy hele huis en 'n regeerder in die hele Egipte land. Trek gou op na my vader en sê vir hom, so spreek u seun Josef, God het my 'n gebieder oor die hele Egipte land gemaak, kom af na my, moenie versuim nie. En u kan in die land Gosen woon en naby my wees, u en u kinders en u kindskinders en u kleinvee en die beeste en alles wat u besit. En ek sal u daar onderhou, want daar sal nog 5 jaar hongersnood wees, sodat u nie verarm nie, u en u huis en alles wat aan u behoort. En kyk, julle oë sien dit, en die oë van my broer Benjamin, dat dit my mond is wat met julle spreek. Vertel my vader dan van al my heerlikheid in Egipte, en van alles wat julle gesien het, en bring my vader gou hierheen af. Toe val hy sy broer Benjamin om die hals en ween, en ook Benjamin het aan sy hals geween. En hy het al sy broers gesoen en aan hulle hals geween, en daarna het sy broers met hom gespreek. Ons lees net tot daar vanoggend uit die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan vra dat die manne staan, die vir wie dit moontlik is, dan gaan ons saam bid, en ons vra dat die Here met ons sal praat. Ons heilige hemelse Vader, ons wil u vanoggend aanbid. Ons wil u eer, ons wil roem in die naam van ons God. Ons wil saam met Petrus, daar in 1 Petrus 1 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Wat 'n vreugde, wat 'n voorreg om hierin te deel. Ons wil daarom u die middelpunt maak van hierdie geleentheid. Here, u woord is oop voor ons. Hier is 'n ou en 'n bekende verhaal waarna ons moet kyk. Maar as u nie met ons kom praat nie, dan sal dit alles te vergeefs wees. Dan gaan dit maar net nog 'n storie wees. Sal u hierdie verhaal lewend maak in ons harte? Sal u elkeen van ons vanoggend kom voed met die waarheid uit u woord? Soos wat ons vroeër gebid het, ons oog is op u gerig, totdat u ons genadig is. Wees in ons midde, Here. U ken ons hart. Ons wil bid vir ons land. Ons wil bid vir ons gemeente. Ons wil bid vir ons gesinne en ons huwelike. Ons wil mense na u toe bring en vra, sal u wil laat geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dankie dat ons kan bid
vir u koninkryk om te kom. Daar waar u koninkryk is, daar waar u regeer, daar is vrede, daar is harmonie, daar is blydskap. En ons smag daarna. In 'n tyd waar dit skaars geword het, smag ons dat u in ons lewens groot sal wees. Doen dit vanoggend tot lof en eer van u naam. Amen. U wat nou al saam gestap het met die verhaal van Josef, en die klem het so 'n bietjie na die broers toe gegaan, ons is nog steeds daarmee besig. U sal verstaan waarom ek sê, hierdie gedeelte wat ons gelees het, is in 'n sekere sin die klimaks van hierdie stuk van die verhaal, van Josef se verhaal. Dis 'n oomblik van genade, dis 'n oomblik van herstel, dis 'n tyd van gebrokenheid, Josef het sommer hardop gehuil, dis 'n tyd van skuldgevoelens, want die broers staan daar voor hom. Miskien lê hulle nog voor hom, ek weet nie. Maar hier is die broers wat Josef verraai het. En hulle is onseker. Hulle is nou belas. Hulle gewete is beslis besig om hulle aan te kla. En Josef gaan hom nou bekend maak. Maar die manier waarop hy dit doen is nie wraakgierig, baasspelerig, om hulle te pynig, om hulle terug te kry nie. Daar is vergifnis. Daar is liefde, daar is deernis in hierdie man. Die oomblik toe hy huil, kan jy sien wat sy hart sê. Daar is blydskap, maar hy kan hom nie beteël nie. Hy kan nie meer sy emosies onder dwang hou en dit wegsteek nie. Hierdie oomblik is nie net 'n hereniging van 'n gebroke familie nie, maar dis 'n lewende illustrasie. Die Ou Testament is in baie groot opsigte illustrasies. Dis 'n lewende illustrasie van hoe God oor sonde triomfeer. Hoe God te midde van sonde en boosheid wat in ons harte is, sy doel bereik, sy plan tot uitvoer bring en hoe hy triomfeer. Kyk gou nou saam met my vinnig na die groter prentjie. Sedert ons begin het met Genesis en dit bestudeer het, van die dag dat Adam en Eva gesondig het. Adam, die fokus is op hom, want hy is die federale hoof van die mensdom. Sedert die tyd toe Adam gesondig het, daar in die tuin van Eden, is daar 'n vraag. En hierdie vraag is soos 'n miswolk wat so hang. Hy's die hele tyd daar in die boek, in die verhaal, met elke gebeurtenis, met elkeen van die broers en elkeen van hierdie verskillende hoogtepunte, die toledots wat ons daar gekyk het in Genesis tot dusver. En die vraag is, hoe kan sonde oorwin word? Dis altyd daar. Nes jy dink, die sonde is daarom nou begrawe, dis nou afgehandel, dan is daar weer iets. Ons onthou van Noag, die oordeel, wat 'n geweldige oordeel was. Daar was in die ganse mensdom se geskiedenis nog nooit so oordeel nie, en daar sal nie weer so een wees nie, maar daar kom 'n groter oordeel natuurlik, maar nie weer met water nie. Maar daardie oordeel van God, na die oordeel, God gee hoop. God gee liefde. Hy gee beloftes. En hy praat met Noag, sy seuns en hulle gesinne. Abraham se onvrugbare vrou Sara. Hulle kon nie kinders hê nie. En dit is spreekwoordelik ook 'n simbool natuurlik van die vloek en die dood wat sonde bring. Onvrugbaarheid. En hierdie onvermoë wat daarmee saamkom. Maar God gee vir hulle, vir Isak, 'n kind in onmoontlikheid verwek. 'n Kind van God, God se lewe, God se belofte. Ons het gekyk later in Jakob se lewe, daar was vreeslike kwessies. Ons het die effek van sonde gesien op verskillende vlakke en op verskillende maniere, verbreekte verhoudings. Dinge het gebeur dat ons naderhand vir mekaar gesê het, kan dit die verbondsgesin, die verbondsfamilie wees, waarvan hier gepraat word? Is dit dieselfde name? Want hulle doen die vreeslikste goed. Hoe kan sonde verbreek word? Hoe kan sonde oorwin word? Hoe kan die mag van sonde verbreek word? Sonde verbreek verhoudings. Sonde besmet lewens. Sonde het altyd hierdie nasmaak. Sonde het altyd hierdie bose ding wat hy saam sleep. Maar nou ontdek ons in hierdie verhaal ook 'n baie mooi beeld, 'n baie mooi illustrasie. Die krag om te vergewe
krag wat God gee om te vergewe, om verhoudings te herstel en om vrede te maak. Dit is hoe sonde en die effek van sonde in hierdie lewe oorwin word. En God se genade gee dit vir ons. So die klimaks van hierdie verhaal wat ons vanoggend hanteer, dit roep eintlik uit saam met die woorde van Paulus daar aan die einde van Romeine 5 vers 20, waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. Verskoon die Engelse uitdrukking, maar die Afrikaans sê dit net nie op dieselfde manier nie, maar hierdie familie het issues. Het jy dit gesien? Die broers, daar's kwessies, daar's dinge. Kan jy ooit sien hoe hierdie goed oorwin word? Hier sien jy dit. God se vermoë, net soos Josef vergifnis gee. En deur hierdie vergifnis kom daar genesing in die verhoudinge. Hy bied geleentheid. En deur die Here natuurlik deur hom vir die familie. God se genade is sigbaar. Hy gee hoop. Daar's herstel, daar's vrede. Selfs wanneer sonde oorweldigend, kragtig. En asof dit lyk sonde het hierdie huwelik of hierdie gesin vir die familie vernietig, kan God genade gee om te herstel. Nou ek het hierdie 15 versies opgedeel. Ek doen dit maar altyd net ter wille van die sistematiese hantering daarvan. Daar's 3 hoofgedagtes van môre. En die eerste enetjie is waar Josef homself bekend maak aan sy broers. Vers 1 het ons gelees. Toe kon Josef hom nie langer bedwing voor almal wat by hom gestaan het nie. Nou jy kan onthou nou wat gebeur het. Hy het die toets, hy het die finale toets waaroor ons laasweek gepraat het met sy silverbeker in Benjamin se sak. En Benjamin moes hy moes sy slaaf wees. En hy het dit so gereël want daar was 'n toets. Maar hier kom al die broers, al 11 van hulle kom terug. Juda is die een wat praat namens die broer, sê Juda, jy kan nie dit aan ons pa doen nie. Jy kan nie dit aan ons familie doen nie. Vat my. Ek sal in my broer se plek sterf. Ek sal slaaf wees vir jou, vir die res van my lewe. Maar jy kan dit nie aan my pa doen nie. Hierdie en al die ander, want onthou, Josef is nou al ruk besig met hierdie plan. Hy het vooruit beplan, hy het vooraf gedink, hy het sy planne gemaak en hy het dit uitgevoer, sy dienaar het saamgewerk, en nou kom die klimaks. Geen wonder dat daar in sy binneste so 'n belewenis is van, hy kon net nie meer nie. Miskien het hy nog planne gehad. Miskien wou hy nog iets doen, ons weet nie. Ons word nie vertel nie. Kyk, ons word nie alles vertel nie. Dit wat nodig is daar. Maar toe Josef hom nie langer kon bedwing voor almal wat by hom gestaan het nie. Sy gemoed is so vol. Nou 'n ander manier om na hierdie gebeure te kyk, is nie net bloot menslik, en jy kan jouself indink, hoe dit moes wees, hoe emosioneel dit moes wees, hoe belaai hierdie gebeurtenis moes wees van emosies. Blydskap, ek dink Benjamin, wat baie min verstaan het. Iemand het my laasweek gevra, waar was Benjamin? Jy weet, aan die begin, was hy saam met Josef in die veld, of saam met die broers? Ek dink nie so nie, maar Benjamin het baie min verstaan, hy is nog maar 'n jong mannetjie, hy was 7 of 6, dink ek, toe Josef destyds verkoop is. Benjamin was bly, die ander broers was bang, Josef het gehuil. Dis al hierdie emosies, dis 'n verskriklike emosiebelaaide klimaks wat jy nou hier kry. Maar 'n ander manier om daarna te kyk, is om te sien, geestelik gesproke, vergifnis is slegs moontlik, wanneer daar 'n plaasvervanging is. Vergifnis is moontlik, wanneer daar 'n plaasvervanger is. En Juda was die een wat bereid was om te sê, ek sal borg wees. Ek het dit beloof, ek sal dit doen. Ek sal in sy plek slaaf wees. Ian Duguid, een van die kommentare sê, because Judah was willing to suffer for a crime that he did not commit, they were all forgiven for the crime they did commit. Hulle was skuldig. Maar omdat Judah, die spreekbuis van die broers, bereid was om die plaasvervanger te wees, word dit afgeskryf. Nou vers 1 gaan verder, toe Josef hom nie langer kon bedwing voor almal wat by hom gestaan het nie, en hy roep, laat almal van my weggaan. Ek dink dit was 'n tipe van 'n paleis, groot huis waarin hy gebly het, en dis waar hulle nou by mekaar is, maar daar was
slawe en dienaars en daar was administrateurs en daar was, want hy was 'n vername man in Egipte land. Hy was in 'n sekere sin die kruks van die hele administrasie van Egipte. So daar was baie dinge wat aangegaan het in sy huis. En hy roep net uit, laat almal van my weggaan. En net hy en sy broers. Nou is dit 'n familiekwessie. Net hy en sy broers staan daar. Hulle is nou daar saam. Nou dink saam met my. Dit gaan nie net hier oor 'n herontmoeting nie. Toe hy vir sy broers sê, ek is Josef. Hy lyk nog soos 'n Egiptenaar. Hoe moes hulle dit beleef? Hierdie is na jare van skeiding, na jare se skuldgevoelens, hulle gewetens wat hulle seer gemaak het, hierdie hele tyd. En natuurlik, na transformasie. Soos ons met u gepraat het oor God se manier, hoe hy met die broers gewerk het, was daar 'n verandering in hulle hart, 'n transformasie. Jy sien dit in hulle optrede. En Josef openbaar sy ware identiteit. Maar hy omhels sy broers en hy toon vergifnis. Hy kon hulle op hierdie stadium wraakgierig en dreigend aangespreek het. Maar hoor wat sê, vers 2. Daarop bars hy in trane uit, sodat die Egiptenaars en ook die huis van Farao dit gehoor het. Hy huil kliphard. Sodat selfs die bure wonder, wat gaan nou met Josef aan? Hierdie daad van genade, hierdie optrede van Josef se kant af, herstel nie net sy verhouding met sy broers nie. Dit maak nie net weer 'n familie een nie, maar dis 'n illustrasie van die kragtige boodskap reg deur die Bybel van vergifnis. Vergifnis is deel van God se plan. Mense wonder baie keer, was die sondeval deel van God se plan? Sekere mense dink, dit was nie, God het dit nie gesien kom nie, en jy weet, dis nou swak teologie, bring jou seker op so 'n punt. God het geweet. God het geweet wat gaan ons nodig hê. God het geweet, lank voor dit gebeur het, dit beplan, dis deel van sy soewereine beskikking, dat vergifnis gegee moet word, vergifnis moet gevra word, vergifnis is 'n belangrike kernwaarheid in die Bybel, in die Christelike geloof, in ons kerke, in ons huise, in ons huwelike, in al ons verhoudings. En dis 'n illustrasie daarvan. Juda illustreer die evangelie, bereid om in Benjamin se plek te sterf. Ons ken dit, die Here Jesus wat in ons plek sterf. Hy die onskuldige sterf in die plek, of bereid om te sterf in die plek van die skuldige. Dis daai evangelie, in die Nuwe Testament stel dit so, 1 Petrus 2, vers 22 sê, hy wat geen sonde gedoen het nie, hy is eintlik 'n beeld van Jesus, wat geen sonde gedoen het nie, en wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het nie, gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Ons is vergewe vir sondes wat ons gepleeg het, omdat Jesus ons plaasvervanger was, hy wat geen sonde gepleeg het nie. Hy het die straf gedra vir sondes wat hy nie gedoen het nie. Hy is ons plaasvervanger, en daarom kan ons volkome vergifnis kry. Soos wat ons laasweek gesê het, by die aanddiens het ek gesê, asof ons nooit gesondig het nie. Dis hoe God na ons kyk. As ons Jesus se vergifnis het, dan is dit asof ons nooit sonde gedoen het nie. Wat 'n volmaakte versoening, wat 'n volmaakte evangelie is dit nie. Terug by die verhaal, vers 3, Josef sê vir sy broers, ek is Josef, leef my vader nog? Maar sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle was verskrik vir hom, hulle was bang vir hom, hulle was bevrees vir hom. Nou dink saam oor hulle belewenis, hierdie traumatiese verwerking, dis ewe skielik inligting wat hulle nie gesien kom het nie. Hulle het dit nie verwag nie. Maar dis inligting wat nou skielik op hulle afkom, ek is Josef, en hulle, hoe verwerk jy dit in so 'n oomblik?
Hulle eerste reaksie word beskryf, vrees. Want hulle besef, o my wêreld. As dit Josef is, het ons groot probleme. Dan het ons probleme. Dan sê hy, ek is Josef, leef my vader nog? Het jy al gewonder, hoekom vra hy dadelik dit? Hy het vroeër gevra, en dit is nou, ek dink hierdie vraag na sy vader, die dadelike reaksie van leef my vader nog, dis sy begeerte, sy ingesteldheid, hy ken die plan van God, hy verstaan die plan van God, dit gaan vir hom oor die familie, sy vader, sy broers, hy wil hê hulle moet verenig word, hy wil hê hulle moet die seën van God ervaar. Ons sien in daai woorde, leef my vader nog, hy wys en hy tipeer eintlik God se hart vir 'n mensdom wat verlore is. Want hy wil hê sy familie moet behoue bly. Dis hoekom hy later, ons gaan nog daarby kom, sê, laat hulle vinnig aftrek, hulle moenie skade ly daarbo nie. Kom, ek het sorg, ek gaan vir hulle sorg, ek sal hulle beskerm, julle gaan genoeg hier hê, maar kom, laat hulle vinnig kom, want jy sien die hart van God, begeerte om te red. Nou dis 'n ding wat ons baie maklik uit die oog verloor, né? Omdat ons dink, wel ek is gered, ek het 'n getuienis, ek weet die Here het my nuut gemaak, dan vergeet ons baie maklik van die res van die wêreld, maar wat van al die ander? Is dit nie wat Johannes 3 vers 16 vir ons leer nie? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Die klem van daai teksvers is, God se liefde vir 'n verlore mensdom, God se liefde en sy begeerte dat mense gered moet word, hy wil vergewe, dis omdat hy die wêreld lief het, dis sy begeerte om te vergewe, en hy openbaar, Josef openbaar hier, die hart van God. Boonop, wil ek vir u sê, God bewys dit, reg deur die eeue, tot vandag, op die 31 Augustus 2025, hier en elders, sy evangelie van kansels te laat weergalm, en sy evangelie te stuur, sodat mense dit kan hoor, om gered te word, sodat mense dit kan hoor, en daardeur geloof in hulle harte te werk, sodat hulle gered kan word. God se begeerte om te red, om te vergewe. Nou dat God steeds begeer om te red, is nie ultimate nie. En ons moet jouself nooit in 'n situasie sit, waar jy dink, God wil nie daai ou red nie, of God wil nie daai ou red nie. Dit mag nooit deel wees van jou gedagtegang nie. As jy daarom vanoggend, nog op kom ons sê op 2 gedagtes hunker, en jy's nie waarlik kind van God. Jy is dalk Christen in die breë sin van die woord, want jy bely die Christelike geloof, maar daar was nog nooit 'n ontmoeting, 'n werklike transformasie in jou hart nie. Dat is die vraag, hoekom nie? Hoe lank gaan jy weerstaan? Hoe lank gaan jy soos die broers vlug en probeer wegkruip en jou gewete ignoreer, terwyl God jou uitdryf en sê, jy moet gered word, jy het vergifnis nodig, jy moet nuut gemaak word. 2 Korintiërs 5 vers 20, waar Paulus sê, ons tree dan op as gesandte om Christus wil, asof God deur ons vermaan, ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Dis die hart van God. Hy wil hê hierdie boodskap moet aan alle mense oral verkondig word. Laat jou met God versoen. Josef se gewilligheid om te vergewe, weerspieël God se gewilligheid om sondaars aan te neem. En net soos Josef planne gemaak het, hy het met sy broers mos met 'n plan gewerk, hy het hierdie dinge, man, ek dink hy het nagte wakker gelê, met al sy besige dinge om Egipte land te regeer, het hy in die nagte gelê en dink, hoe gaan hy sy broers, en hy het gelê en wag dat hulle moet terugkom, hy het hierdie dinge gehad in sy gedagtes, in sy hart, hoekom? Want hy wou hulle vergewe, hy wou hulle red, hy wou hulle verenig sien. Maar net soos wat hy planne gemaak het die Here planne gemaak. Hy het 'n verlossingsplan daar gestel. Sy plan word altyd perfek uitgevoer en daarom word dit vandag nog verkondig. Die herstel van Josef se broers demonstreer ware vrede. Dit demonstreer versoening. Maar hierdie dinge is nie moontlik as daar nog menslike waardigheid is van, hoorie maar ek het dit nie regtig nodig nie, want ek is eintlik nie so slegte mens nie. As dit nog daar is, dan is hierdie ander dinge glad nie op die tafel nie. God gee genade. God se roepstem gaan uit in genade. En dis 'n boodskap wat reg deur die eeue weergalm. Onthou jy dit het begin in die tuin van Eden toe God gesê het vir Adam, waar is jy? Daai roepstem het ek vir die destyds gesê, weergalm vandag nog.
dat hy vir die seuns en die dogters van Adam sê, waar is jy? Miskien sê die Here dit vanoggend nog vir u, waar is jy? Hoekom kom jy nie na my toe nie? Die vraag is, as jy nog nie vrede met God het nie, hoekom nie? As jy nog nie waarlik vrede in jou hart het nie, moenie dink, die fout lê by God nie. Moenie dink, dis omdat God jou nie wil hê. Nee, hy wag op jou. Hy wil hê jy moet na hom toe kom. Onthou jy in Johannes 19 vers 30, die kruisigingsverhaal, het die Here Jesus, hy het gekom as volmaakte offer, hy gee sy lewe, en hy roep uit, sy laaste woorde, dit is volbring. Dit beteken, dis die woord, tetelestai, wat beteken, die volle prys is betaal. Dis volbring, dis alles is betaal, dis die skuld is betaal, alles ten volle. Wat nodig is dat ons dit moet besef. En ek moet dit in geloof vir myself vat. Dis een ding om te weet, Jesus het gesterf, is gans en alle ander ding om te weet, hy het vir my gesterf. Hy het in my plek gesterf. Ek moes daar hang, ek moes die straf van God dra. Hoor wat sê Romeine 8 vers 33 en 34. Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterkant van God is, wat ook vir ons intree. Vriende, dis die evangelie. En ons moet dit in geloof vat. Jy moet dit vir jouself vat. Jy moet na die Here toe kom. Maar dit bring ons by die tweede hoofpunt, en dit is Josef se getuienis. Let op wat sê Josef nadat hy hom bekend gemaak het. Vers 4. Verder sê Josef vir sy broers, kom tog nader na my. En toe hulle nader kom sê hy, ek is julle broer Josef, vir wie julle na Egipte verkoop het. Dit lyk as jy na die teks kyk, na dit wat ons daar sien, dan kan jy die enigste gevolgtrekking wat jy maak is, hulle was so verskrik, want daai verskrikking hulle was bevrees, dat hulle miskien selfs teruggedeins het. Jy sal nou nie weet nie, maar Josef, kyk na sy woorde, kom tog nader na my. Dit ego die woorde van die Here Jesus in Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Moenie van die Here af weghardloop nie. Moenie terugdeins as jy bewus word van jou sonde nie. Ja, dis die laaste plek waar jy wil wees is in die teenwoordigheid van God, as jy bewus is van jou sonde. Maar dis die plek waar jy moet wees om vergifnis te kry. Kom tog nader na my, sê Josef. Die Here Jesus se woorde is, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Hoor wat sê Robert Candlish, een van die goeie kommentare ook. Hy sê, all is unmingled tenderness. Hy praat van die woorde van Josef. Unmingled tenderness and love. Not a word of upgrading, not a look of reproach, not a sigh of regret or complaint. All is peace. Jy weet, soms dan is ons in die huwelik en my vrou doen iets wat my moedeloos maak, of wat my dalk vies maak, en ek wil nie iets sê nie, want dan gaan dit nie mooi wees nie, en dan wat ek doen is dit nie? Robert Candlish sê, daar was nie eers so iets nie. Josef se hele liggaamshouding, sy optrede, sy woorde, sy oë, alles wat kan praat en sê, kom nader, dis liefde, pure liefde, dis presies wat God wil hê ons moet sien, in sy verlossingsplan. Hoeveel maal, daar's baie oordeele in die Bybel, maar hoeveel maal sê die Bybel nie, as jy gesondig het en jy kom na die Here toe, sê Jesaja, hy gaan jou nie fronsend aankyk nie. Dink, onthou jy die verhaal van die verlore seun? Wat was die vader se gesindheid toe die seun aangehardloop gekom het? Dit was nie gestaan en gedreig, nee, hy het gehardloop en hom omhels. Dis waarom Paulus se swaar belaaide Romeine brief wat met vol teologie is. In Romeine 5 vers 1 sê hy, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Dan is hy my Vader. Dan is hy my Vader. Is nie meer vyand nie. Ek is nie meer terugdeins en bang vir hom. Ja, ek vrees hom. Ek het 'n eerbied vir hom, maar hy's my Pa, hy's my Vader, hy is my Abba. Soos wat die Aramees sal sê. Josef se verhaal wys vir ons, illustreer vir ons die diepte van vergifnis. Onthou wat het hulle met hom gedoen, hoor? Ons moet nie te gou praat van vergifnis as jy na hierdie dinge kyk nie. Ek dink, as ek in sy situasie was, ek sou my
ek sou my swaard aan albei kante skerp gemaak het. Ek sal hulle terugkry, ek sal hulle wys. Ek dink so. Miskien sou die Here my ook genade gegee het. Maar Josef, daar is niks daarvan nie. Ten spyte van die verraad, ten spyte van die lyding wat hy deurgegaan het, was Josef se reaksie niks van bitterheid, wraak, enigsins nie. Egter, hy wys 'n gewilligheid, 'n oordrewe gewilligheid om te vergewe. Hy wys ook vir ons die groter plan van God. Nie net is dit vir hom 'n persoonlike kwessie, maar hy is deel van God se plan. En dit is wat ons behoud is in hierdie lewe. As jy die plan van God verstaan en jy deel in die plan van God. Hoor wat sê hy in vers 5 tot 7. Maar wees nou nie bedroef nie en laat daar geen ontstemming by julle wees dat julle my hierheen verkoop het nie. Verskoot tog. Nou moet u vir my vinnig kyk na die teks en dan sê u vir my, is Josef besig om te ontken dat dit sy broers was wat hom verkoop het? Nee, hy sê julle het my verkoop. Julle het my hierheen verkoop. Maar hy sê, julle moenie daaroor ontstem wees nie. Hoor wat sê? Want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur. So volgens Josef, wie het hom Egipte land toe gestuur? Die broers of God? God. Hy sê, God het my voor julle uitgestuur. Want daar was nou 2 jaar lank hongersnood in die land, en daar is nog 5 jaar waarin nie geploeg of geoes sal word nie, vers 7. Maar God het my voor julle uitgestuur, om vir julle 'n oorblyfsel op die aarde te verseker, en om julle in die lewe te hou tot 'n groot verlossing. Sien nie die begrip van Josef vir die situasie. Hy sê nie, hoor julle, julle is dan rarig, hoe kon julle dit doen? Niks daarvan. Hy sê, moenie sleg voel daaroor nie. Dit was God se plan. Dit was God se plan om my vooruit te stuur. God het my gestuur. Hy sê dit herhaaldelik. Hoekom? Want dis God se plan. En hoekom? Want hy wil hierdie volk, ons volk, in die lewe hou. Dit was die manier waarop hy dit gaan doen. Hy sien die groter doel. Hy weet God het in die groter prentjie alles georkestreer om lewens te bewaar. Dis wat hy sê tydens hierdie hongersnood. Dit het dit vir Josef moontlik gemaak om te kon vergewe. Ek wil hê jy moet iets raak sien. Vergifnis is nie sommer maar net. Jy weet, ja, ek moet nou vergewe en daar's 'n rede. Hoekom vergewe ek? Jy moet altyd dink aan die groter prentjie. Staan vir 'n oomblik stil, dink aan jou scenario, dink aan die situasie waarin jy verkeer, tree terug en kyk na, wat is God se plan in hierdie situasie? Dit wat met my gebeur het, dit wat ek nou moes beleef, dit wat ek moes deurgaan, dit was nie buite God se plan nie, hy het dit so bepaal, hoe weet ek dit wanneer dit gebeur? Maar wat maak dit dan vir my moontlik? Ek is nou versigtig om die woord maklik te gebruik, want dis baie keer nie maklik nie. Meeste van die tyd is dit nie maklik om te vergewe nie. Maar wat maak dit vir my moontlik om te vergewe? As ek God se groter plan daarin sien. God het 'n plan. Hy's dalk besig in daardie persoon se lewe, hy's dalk besig in my lewe, hy's dalk besig in albei se lewe. Sy plan is altyd groter as wat ons dink. Maar wanneer Josef begrip het vir dit wat God mee besig is, dan is dit vir hom moontlik om te vergewe. Hy sien hulle verantwoordelikheid en hy sien ook God se plan. Dis nou daai 2 spore waarvan ons baie keer praat. Menslike verantwoordelikheid, goddelike soewereiniteit. Josef sien hulle en in hierdie opsig het hy hulle albei baie mooi verstaan. Dit was God se plan. Ja, julle het my verkoop. Julle het dit gedoen, maar moenie sleg voel daaroor nie. Want dit was God se plan. Hy sien albei hierdie dinge en dit bring vir hom die moontlikheid om te vergewe. Sy vergifnis weerspieël ook natuurlik God se eie begeerte om te vergewe en te herstel. Hy's maar weer net 'n illustrasie van die menslike verantwoordelikheid aan die een kant en die goddelike soewereiniteit aan die ander kant. Baie mense worstel met hierdie idee. Swaar dinge gebeur, moeilike dinge gebeur, mense doen dinge of wat ook al, en dan sê hulle, hoe kan die Here dit toelaat? En hoe kom die, jy weet, dan het hulle al hierdie vrae, en hoe kom dit nou met my gebeur, en al hierdie vrae, want hulle sien nie die groter prentjie raak nie, en nou het hulle nie begrip vir, hoe kan God soewerein wees en hierdie ding toelaat? Jy weet, om daai goed by mekaar te kry. Ek het mos al vir u verwys na die boek van Harold Kushner, daai rabbi, wat 'n topverkoper is, dis 'n baie goeie verkoper in die New York
tye was hy op stadium die eerste op die lys van boeke wat verkoop het. Die boek se naam is When Bad Things Happen to Good People. En Harold Kushner het gesê, sy oplossing is, hoewel God liefdevol is en graag wil help, die waarheid is, hy is nie almagtig nie. Dis Harold Kushner, dis 'n rabbi. En sy oplossing is, jy moet maar net verstaan, God kan nie altyd, hy kan nie altyd al sy vingers in al die gate druk om die boot se water uit te hou nie. So as jy nou verdrink, jy moet maar net weet, God kan nie altyd help nie. Sy presiese woorde, hy dring daarop aan dat ons, en ek haal aan, learn to love God and forgive him despite his limitations. Dis swak teologie. Dis nie die Bybelse teologie nie. James Montgomery Boyce sê, a good but helpless God is not the God of Scripture. Instead, Ephesians 1:11 says that God works all things according to the counsel of his will. All things beteken alle dinge. Dit beteken selfs dit wat met my en jou gebeur, selfs die slegte goed wat oor ons lewe kom. Hy het 'n plan, hy sal sy plan uitvoer. Josef se getuienis leer ons ware vergifnis. Om te aanvaar, God is soewerein. En as slegte dinge gebeur, God is nog steeds soewerein. Maar hoe kan jy sê God is goed? God is liefdevol en hy is altyd goed. Hy sê daardeur, selfs wanneer ons bitterheid ervaar, selfs wanneer ons lyding deurgaan, dan maak hierdie gedagte van God se goedheid, dit bevry ons, sodat ons ander mense kan vergewe, en dat ons kan sê, luister, dis vir my maklik om te vergewe, ek gaan dit nie teen jou nie, maak soos Josef, gebruik hom as 'n voorbeeld. Josef moedig ons aan, om ons gruwe te laat vaar, om skoon te begin. Die Here Jesus se woorde was, toe Petrus vra, Here maar, 7 keer? 7 keer, dis amper soos, en dis nou per dag, né? Jesus sê nie 7 keer nie, 70 maal 7 keer. So dit beteken as my vrou my 70 maal 7 keer op 'n dag kwaad maak, moet ek haar elke keer vergewe? Ja. Hoekom? Want God het my vergewe. Hoe kan ek iets teen haar hou? God het my vergewe, en hy het 'n groter plan. Hy wil my verander. Hy werk in my, hy werk in haar, hy werk in ons families, hy werk by die werk, hy's besig met ons. Nou in die Here Jesus Christus is vergifnis net, dis nie net 'n moontlikheid nie, maar dis 'n roeping, dis 'n opdrag, sodat ons daardeur vrede kan hê met God, versoen kan wees met God. Paulus se bekende woorde is hier, dis mos nou 'n versie wat ons baie maklik rondgooi, maar daar's geen beter plek om dit toe te pas as hier nie, Romeine 8:28. Ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Dit beteken vir die uitverkorenes van die Here. Vir die kinders van die Here is alles werk ten goeie mee. Bring ons by die laaste gedagte. Josef se gesindheid teenoor sy broers, en dan gaan ons afsluit. Die laaste paar verse sien ons eintlik baie vinnig hoe die ouens wat nou vergewe is, dis nou die broers, hulle word nou geroep om iets te doen. Hulle word nou geroep om te doen dit wat Josef sê. Vers 9. Trek gou op na my vader en sê vir hom, so spreek u seun Josef, God het my 'n gebieder oor die hele Egipteland gemaak. Kom af na my, moenie versuim nie. Met ander woorde, maak gou. Hier's nou vergifnis gegee. Daar's deernis in sy benadering teenoor sy broers, maar nou kom hy en hy sê, hy het 'n perspektief oor hierdie hele scenario. Julle bly daar en dis droog, julle gaan nie kan plant nie, julle diere gaan vrek van die oor die hongersnood en die droogte wat daar is. Bring hulle vinnig, maak gou. Bring hulle af. Bring vir pa en al die diere en al julle vroue en al julle kinders, bring hulle af. Ek gaan vir julle sorg hier. En nadat hy sy identiteit aan sy broers geopenbaar het, bekend gemaak het, roep hy hulle om in Egipteland te kom woon. Dis, ek het julle vergewe, maar nou moet julle doen nou wat ek sê. Ek sal vir julle sorg. Hy sal voorsiening gee, hy sal hulle beskerm, hulle hoef nie te vrees nie, vers 10, en u kan in die land Goshen woon en naby my wees, u en u kinders, dis nou Jakob, hy praat van u as sy pa, u en u kinders, en die kindskinders, en die kleinvee, en die beeste, en alles wat u besit. So in plaas daarvan om wrokke te hê, en hierdie, sien hy God se soewereine plan, en hy sê, kom, ek sal vir julle sorg, want God gebruik my, hy het my in hierdie situasie gesit, sodat ek vir julle kan sorg, sodat julle as 'n volk behoue kan bly. Hy verwelkom hulle met trane, liefde, verseker hulle dat hulle nie bang hoef te wees nie. Hy sal vir hulle sekuriteit gee. Vers 11. Ek sal u daar onderhou,
want daar sal nog 5 jaar hongersnood wees, sodat u nie verarm nie, u en die huis en alles wat aan u behoort. So Josef se liefde en sy vrygewigheid teenoor sy broers oorskry eintlik nou. En dit verlig hulle vrese. Hulle is bang, maar nou sê vir hulle, moenie bekommerd wees nie. Gaan haal vir pa. Ek sal vir julle sorg. En dit bevorder die versoening. Nou gaan hulle kom, hulle gaan in Egipte land kom woon. Hulle moet vir hulle vader gaan meedeel hoe die Here hom daar geseën het. Maar hy gee bevestiging, en dan kan jy weer eens dit aflei met die herhaling, hulle was baie bang. So hy gee vir hulle weer die bevestiging, vers 12 tot 14, kyk julle oë sien dit, en die oë van my broer Benjamin, dat dit my mond is wat met julle spreek. Vertel my vader dan van al my heerlikheid in Egipte, en van alles wat julle gesien het, en bring my vader gou hierheen af. Toe val sy broer Benjamin om die hals, hy ween, en ook Benjamin het aan sy hals geween. Verskoning, toe val hy sy broer Benjamin om die hals en ween. Hy was lief vir sy klein boetie, en Benjamin het ook om sy hals geval en geween. 2 goed wat ek wil noem. Die eerste een is, julle oë sien dit. Beteken, van aangesig tot aangesig. Julle het my in die oë gekyk, toe ek hierdie goed vir julle gesê het. Julle het gesien, wat is my gesindheid teenoor julle? Moenie bang wees nie. Gaan, bring vir pa. En daar is iets van te sê in terme van die evangelie ook. Hulle moet nou gaan, hulle moet Jakob oortuig om na Egipte toe te kom. Nou sê John Carrett, the strength of their evidence is that they had seen Joseph face to face. Hulle moet nou gaan, nou onthou, wat is die kans dat Jakob dalk sal sê, ek gaan nie Egipte land toe nie? Hoekom moet ek nou daar gaan bly? Jakob sê, julle het my in my oë gekyk, aangesig tot aangesig. Gaan sê vir pa, hy moet gou maak, hy moet kom. Die tweede ding wat ek wil noem is, Jakob moet nou oortuig word, né? Sal hy Egipte land toe kom? Sal hy hierdie plan insien, saamwerk? Pas dit nou geestelik toe. Net so word ons geroep om ander mense die evangelie te gee, om vir ander mense te sê, mense wat dalk glad nie Christelik is nie, miskien is dit 'n moslim wat langs my bly, of saam met wie ek werk, of waar dit ook al mag wees, iemand wat heel moontlik nog nooit die evangelie gehoor het nie. Ons word gestuur om hulle te vertel en te sê, kom saam met my, ek wil jou wys, hoe die ware God, die een wat die hemel en die aarde gemaak het, hoe hy vir jou sal sorg, hoe hy jou, soos 'n seun in sy huis sal inneem, jy kan kind van God word. Wat is die oorreding wat gaan help? As ons dit geestelik toepas, dan kan dit wees, het jy God aangesig tot aangesig gesien? As jy die getuienis gaan uitdra, is dit bloot 'n teoretiese getuienis, is dit bloot net 'n teologiese oordra van inligting, of is dit, luister, hy is my pa, ek woon in sy huis, ek sien sy aangesig elke dag wanneer ek stilte tyd hou, ek wil vir jou sê, jy moet saam met my hierdie geloofspad kom bewandel. Wanneer ek God se aangesig gesien het, sê een van die kommentare, sal dit wees so sout om mense dors te maak om ook hierdie te kry. Luister vriende, die wêreld soek vrede. Daar's geen ander plek waar hulle vrede gaan kry nie. Die wêreld soek in hulle harte, soek hulle rustigheid, want hulle het gewetenswrogings en hulle het allerlei kwessies. Waar gaan hulle oplossings kry? Die evangelie bied dit. Maar ek moet hulle vertel, ek moet hulle wys hoe dit help as jy die Here aangesig tot aangesig sien, en jy kan soos Josef sê, gaan sê vir pa, julle het my aangesig gesien. Dit sal hom oortuig. Dit help wanneer ons met ander mense praat. En dan ook die bewys van sy veranderde lewe. Ons kan sê, ek ken die Here, ek het hom gesien, ek het sy heerlikheid gesien, ek ken sy woord, dis vir my, dis waaroor dit gaan. Hoe dikwels sien ons nie die werklikheid nie, dat mense se lewe is die aantrekkingskrag. Mense se getrouheid en eerlikheid, en jy weet hulle, dit maak dat mense sê, joh, daai ou, hy dien die Here. Selfs al swaar tye, as daar swaar tye is, hy hou net aan om getrou te wandel. Dan kom ons by vers 15, en hy het al sy broers gesoen, en aan hulle hals geween, en daarna het sy broers met hom gespreek. Eers toe praat hulle met hom. Hulle was bang. Tot nou toe is hulle nog te bang om 'n woord te sê. Ek dink hulle staan daar groot oë. Dalk kyk hulle vir mekaar. Nou kom Josef. Hy praat met hulle mooi. Hy huil aan hulle hals. Beteken val hulle om die hals terwyl hy hulle lekker broer druk gee.
huil hy, en hulle ervaar hier's egtheid. En hulle praat met hom. Nou ek sluit af, James Montgomery Boyce het gesê, nothing is more characteristic of Joseph than his ability to relate everything that happened to him, to God. Alles in Josef se lewe het gegaan om God. Dit was nie vir hom 'n persoonlike vendetta of 'n persoonlike ding wat hy nou moes uitsorteer. Dit het gegaan oor God. Dis die mooiste getuienis van Josef se lewe. Daarom het sy lewe was die sout wat sy broers dors gemaak het om ook van hierdie lewende water te kom drink. Ek het al hierdie illustrasie gebruik en toe ek nou voorberei die week, ek het eintlik gister, want dis een van die laaste goed wat ek doen is as ek nou voorberei is die illustrasies. Toe soek ek nou en ek weet ek het hierdie ding gebruik en ek kon dit om die lewe nie kry nie. Ek weet nie waar ek dit gelees destyds nie, maar ek het dit iewers in 'n preek gebruik en ek kon in daai drom in die preke kon ek dit ook nie eens opspoor nie, maar ek as my geheue my reg bedien, vergeef my as ek verkeerd is, reken ek dit was William Booth, die stigter van die Salvation Army, wat by geleentheid uitgedaag is tot 'n debat. Daar was 'n baie bekende agnostikus. Agnostikus is 'n ou wat hy's nie 'n ateïs nie, hy glo daar's 'n hoër hand, maar hy glo dis nie vir hom nie, is maar baie mense van ons dag is eintlik maar agnostikuste. Maar die ou het hom uitgedaag tot 'n debat. En ek kan ook die ou se naam nou nie onthou nie, want soos ek sê, ek het selfs vir Google gevra en Google kom my nie help nie, so vergewe my, dis nou so 'n halwe illustrasie, maar glo my, ek sal vir u die feite kry as jy dit wel soek. Maar by die debat moes hulle nou destyds, en dit was in Londen, het hulle 'n tyd en 'n plek vasgemaak vir die debat, en William Booth het mense saamgebring, mense wat hy geweet het, wat die Here dien, wat deur sy evangelisasie en so aan tot bekering gekom het. En William Booth, as jy nou weet, was 'n ou wat met die rowwe en die growwe ouens gewerk het van sy tyd. So daar was prostituie en daar was dronkaards en daar was allerlei mense wat tot bekering gekom het en dit nou nie meer is nie, maar nou dien hulle die Here. En William Booth het hulle saamgevat. Dit was deel van sy motivering om vir die mense te wys, dis hoe die Here se genade lyk. Maar toe hy die aand opdaag, toe is die ander ou nie daar nie. Hy daag toe glad nie op nie. En William Booth besluit wel, as die ou nou nie daar is nie, dan maak hulle dit 'n geleentheid vir getuienisse. En hy vra vir hierdie ouens wat hy saamgebring het, wil julle nie vir die gehoor kom vertel, want daar was baie mense wat wou kom luister het van hierdie debat tussen 'n agnostikus en 'n Christen, en hoe gaan dit nou lyk? En William Booth vra vir die mense, wil julle nie julle getuienis kom gee nie? Wil julle nie kom vertel hoe die Here julle gered het nie? Dit wat ek nou gesê het, 'n lewe wat verander het, 'n getransformeerde lewe, kom vertel vir ons. En so het een na die ander, manne, rowwe ouens, en die gemeenskap het hulle geken, maar die gemeenskap het ook gesien hoe hierdie ouens verander het. En dit word 'n geleentheid waar hulle toe die woord van God weer eens, die evangelie kon verkondig, en daai aand was daar mense in die gehoor wat voor die Here kon kniel het en gesê het, ek wil my lewe vir die Here gee. In geloof kom ek na die Here toe. Daar is niks so aantreklik soos 'n heilige lewe vir die wêreld wat smag na vrede, vir die wêreld wat nie die evangelie ken nie, is jy dalk die enigste evangelie wat hulle gaan sien. Wees waardig, wees soos Josef, wees vinnig om te vergewe, moenie wraakgierig wees nie, moenie hierdie dinge doen nie, en lewe die evangelie uit. Laat die evangelie die banier wees van jou lewe. God gebruik dit om sy koninkryk uit te brei. Dis waarvoor ons moet bid, laat u koninkryk kom. God gebruik dit daarvoor. En hy wil u gebruik. Mag die Here gee dat ons almal vrede sal hê met God en dat ons hierdie lewe sal nastreef om te sê, Here, ek gee u my alles. Ek wil u dien. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat 'n vreugde om deelgenote te wees, om in gemeenskap met u waarheid en met u kinders te kan leef. En om vrymoedigheid te kan neem, om vrylik te kan praat oor u evangelie, oor u seun Jesus Christus. Wie hy was, wat hy gedoen het en hoe nodig ons hom het. Hy is die enigste een wat kan red. Wat 'n voorreg om blootgestel te word aan hierdie waarhede, want dis wat ons nodig het. Dat ons geloof sal groei en dat ons geloof sal vasstaan in u. Dankie vir die Bybel. Dankie vir hierdie verhaal. Moeilik om oor te praat, want ons self word emosie belaai. Ons is met hierdie met 'n
knop in die keel, lees 'n mens hierdie verhaal, want dis iets wat jou hart raak. En ek kan net dink hoe dit moes wees in daardie situasie, in daardie vertrek. Maar u gebruik dit vanoggend om ook in ons geval die evangelie te laat weer klink en om die kinders aan te moedig om te bly by die waarheid. Dit wat ons ken, dit wat ons geleer is in die Bybel, om daar volgens te groei. Sal u dit gebruik in ons lewe? Ag Here, laat u koninkryk kom. Dis maar my gebed, dat mense u woord sal hoor en dat ons voor u sal buig. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.